Vir ons as gelowiges is die Bybel natuurlik verskriklik belangrik. Ons beskou dit almal as die woord van God. En die Bybel self, deur verskillende skrywers wat daarbey betrokke was, het met ons gepraat oor die woord van God. Die psalmskrywer sê byvoorbeeld dat vir hom is die woord van God 'n lamp op sy pad, wat vir hom ook die pad wys. Ons weet dat Jesaja by monde van die Here self het gesê dat sy woord sal nie onverrigter sake na hom terugkeer nie, maar sal doen waarvoor hy dit bestem het. Ons weet dat onder andere dat Jezus ook in gesprek met Satan in die woestyn, toe die Satan vir hom sê, maar sê hierdie klippe moet brood word, het Jezus vir hom daarop gewys dat 'n mens kan nie leef net van brood nie. Jy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. En dan het Jezus natuurlik ook verwys na sy eie woorde, het hy gesê dat baie dinge sal vergaan, maar sy woorde nooit nie. Ons weet ook dat Johannes het vir ons daarop gewys dat Jezus die eintlike Logos is. Hy is die woord van God wat vlees geword het. So met ander woorde, sy totale lewe en tot vandag ook as ons Here is hy die lewende woord. Wat die woord van die Here besonder maak is dat Jezus het vir ons beloof dat hy die Heilige Gees vir ons gegee het om vir ons ook te lei en te onderrig in die waarheid, naamlik sy woord. Maar die woord doen iets met 'n mens. Dit help ons om nie net dinge beter te verstaan nie, maar om eintlik ons lewens te verander, meer en meer te word soos die Here self. Maar dit is nie maklik natuurlik nie. Ek dink baie van ons het so 'n gejaagde lewe, dat ons maar min tyd kry om die woord te lees. Maar die vraag is, as ons dit lees, hoe lees ons dit? Nou, meestal as julle soos ek is, dan lees ons dit maar met ons verstand. Ons is baie gejaagd. Ons probeer uitvind, wat staan daar, wat is die kennis wat ek opdoen, en hoe kan dit my help om beter te verstaan hoe om aan die Here gehoorsaam te wees. Maar ons moet ook besef dat dit is maar net een deeltjie van Bybel lees. Daar is 'n ander kant wat eintlik baie belangriker is. Dit is die stilte tydkant. Dit is die tyd wat jy stil word voor die Here, en waar jy as ware hom toelaat om deur sy woord met jou te praat, wat op jou hart is. Dit is in Latyn word daarna verwys as Lectio Divina. Met ander woorde, die Engelse vertaal het as divine reading, om met ander woorde met 'n biddende gesindheid, heilig as ware te luister na die woord van die Here, en die Here toe te laat om deur sy Gees en deur sy woord hier iets binne in jou te laat gebeur. Nou ja, dit is waar ek dink ons almal moet begin. Daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê, if you want to do better, do it more. En met ander woorde, jy moet meer dit doen om beter daarin uiteindelik te kan word. So ons moet vir onsself afvra, hoe word ons stil voor die Here? Is dit dat ons dit net lees, bid en opstaan en met ons dagtaak begin, ons gejaagde lewe? Of is dit ook dat ons tyd maak om vir 'n paar oomblikke te reflekteer, te bid? Want hierdie tweede gedeelte is wat essensieel is vir ons verhouding met God. Dit is wat ons verander. Nou as 'n mens kyk na hierdie twee metodes, dan is die eerste gedeelte, naamlik om met jou verstand te lees, is bloot maar uiteindelik om vir jouself af te vra, wat moet ek nou doen? Maar die tweede gedeelte, wat veral fokus op ons verhouding met die Here, hierdie stil word, hierdie luister, dit is wanneer ek en jy verander in terme van wie ons is. Dit is veral waar ons karakter gevorm word. En dis waarom 'n mens kan nie net op die eerste manier die Bybel lees nie. Jy moet ook stil word en sê, Here, hoe moet ek verander om meer en meer soos U te kan wees? Nou in Hebreërs 4 vers 12 word daar vir ons iets gesê ook oor die woord van die Here wat ek graag met jou wil deel. Daar so staan, die woord van God is lewendig en dit is kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Wat die Hebreërs skrywer vir ons wil laat verstaan is dat die woord van die Here, as 'n mens stil word en jy luister, dan spreek dit jou gewete aan. Daar is niks
En julle kan dit self gaan lees, dit staan in die gedeelte, in die paar verse wat daarop volg. Daar's niks wat ons vir die Here kan wegsteek nie. Lectio Divina beteken dat jy word stil met die Here, en jy weet hy ken vir jou deur en deur. En jy word stil omdat jy hom vertrou. Daai selfde gedeelte sê vir ons dat Jesus het in die tyd wat hy op aarde was, alles deurgemaak wat ons ook deurmaak. En daarom kan ons met vrymoedigheid hierdie stil wees met hom beleef in ons lewe. So ek wil vir jou vra om in jou stil wees met God, die Here toe te laat om met jou te werk, eerder as wat ons in ons gedagtes met God werk. Dat ons verander om meer en meer soos die Here self te word. Ek weet dit is nie maklik nie, veral as 'n mens 'n gejaagde lewe en 'n gejaagde program het. Maar ons moet uiteindelik die Here toelaat om deur sy Gees ook vir onsself te verander. Want anders te bedryf ons eintlik maar net 'n godsdiens. En 'n godsdiens op sigself is dood. Want as dit nie gebaseer is op 'n lewende verhouding met 'n Vader wat jou liefhet nie, en met 'n Here wat vir jou gesterf het en wat in jou en deur jou wil leef nie, eers dan word godsdiens 'n verhouding. Eers dan verander ons en nie net hoe ons doen nie of wat ons doen nie. Ek wil vertrou dat jy deur die Heilige Gees ook gelei sal word tot stilte. Maar onthou, ons kan dit ook weerstaan. Onthou, ons kan ook op die ou end nie tyd maak om stil te word nie. Ek wil vertrou dat vir jou en vir my dit regtig moontlik sal wees. Tot ons weer gesels. Totsiens.